Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my Donkerhof Sisters reeks, beskikbaar in e-boek en luisterboek. 3 susters, 3 voorbestemmings, 3 maniere om die wêreld te verwoes. Ga na ronelthemythmaker.com/Donkerhof Sisters om meer te leer. Ons gaan voort met ons verkenning van alleenlopervee. Vandag se vee, alleenlopervee, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Vee wat op hul eie deur die wêreld dwaal, dinge doen sonder ander. Hulle moet vreemd wees, nie waar nie? Mense wat dinge op hul eie doen, word immers as vreemd beskou, veral skrywers. William Butler Yeats het besluit dat daar 2 soorte vee is: alleenlopervee en hofvee. Hofvee, soos ons reeds bespreek het, verkies die hoflewe. Alleenlopervee verkies egter om alleen te bly en is geneig om kwaadwillig te wees. Die mees opvallende van alleenlopervee is die Ierse aardmannetjie. Hy maak skoene, volgens legende, en dit het hom baie ryk gemaak. Hy het sy skatte in klippe reg oor die platteland versteek. Ander alleenlopervee sluit die banshee, huiskabouter puka en donker miese in. Volgens Yeats speel alle alleenlopervee graag triks met mense, sommige 'n bietjie meer kwaadwillig as ander. Solank jy hulle alleen los, sal hulle jou nie pla nie, né? En nou vir my interpretasie van die vee en 'n oorsprong van die vee, alleenlopervee. Toe die skering gebeur het, is baie vee verplaas na die sterflike ryk, saam met dele van veerie. Sommige vee besluit om hofaffiliasies agter te laat en het alleenlopers geword. Na die groot geveg veroorsaak deur Morrigan, wat tot die Saints gelei het, moes hierdie alleenlopervee 'n hof kies om hul Saints aan te betaal in ruil vir beskerming en die reg om op hofgrond te woon. Die hele sterflike ryk was verdeel tussen die 2 howe. Alleenlopervee kom in baie forme en groottes voor, en hoewel dit nie raadsaam is om in die lewens van sterflinge in te meng nie, die verdrag maak dinge moeilik, geniet sommige dit om met mense te speel. En nou, hierdie term oorvertaal na Engels: solitary fae. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die 2de boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.